Ek is so opgewonde om met julle te gesels oor drome, visioene, transe en die uitleg daarvan en interpretasie daarvan. Dit speel so 'n groot rol in my eie lewe en omdat dit so deel is van my en hoe die Here met my kommunikeer, is dit vir my ontsettend lekker om hierdie met julle ook te kan deel. Want as jy die droomtaal van die Here kan begin verstaan, dan gaan jy so 'n groter verstaan van die geestelike en die bonatuurlike realum ook verstaan, omdat drome jou uitnooi om in die bonatuurlike te kan hoor, sien en ervaar. Omdat drome jou uitnooi om daar waar jou gedagtes dormant is, daar waar jy in die slaap is, daar waar jy regtig niks op jou eie kan uitdink nie, en jy kan inbeweeg en jy kan in 'n plek inbeweeg waar die Here 'n uitnodiging aan jou maak. En ons kan reg deur die Bybel sien. Ek dink net aan Jakob en Jakob se leer en die engele wat op en af beweeg het en die stoei wat hy met die engel gehad het. En was dit 'n droom, was dit 'n nagvisioen, wat was dit gewees? Dit was definitief iets in die bonatuurlik. Salomo, die Bybel sê vir ons, die Here het hom besoek in 'n droom. Hy het hom besoek in 'n droom. Hy sê nie hy het gedroom nie, dat die Here hom besoek nie. Dit sê die Here het hom besoek in 'n droom. So, drome is een van my gunsteling onderwerpe om oor te leer en ander oor te leer. Ek bestudeer dit vir jare al en ek het die pot al goed misgesit as dit kom by uitleg en dan is daar kere wat ek net verstom staan oor die uitleg van drome en hoe dit by mekaar kom en hoe die Here boodskappe daardeur gee. Die ervaring wat ek in drome het, is ook vir my 'n groot rol, want ek het nog nooit enige van my drome, veral wat ek geweet het, geestelike drome is, het ek afgeskeep nie. En ek het regtig die Here nagejaag met 'n droom wat hy vir my gegee het. Elke keer het ek gesê, Here, wat wil U met my kommunikeer deur hierdie drome? En die Here eer dit. Die Here eer dit wanneer hy ons lok en ons uitnooi, want onthou, hierdie is 'n direkte uitnodiging van hom. As hy vir jou 'n geestelike droom gee, is dit 'n direkte uitnodiging aan jou, wat hy vir jou sê, kom, engage met my, kom, nader aan my, kom, maak kennis met my, kom kyk, wat wil ek vir jou wys? Hy sê daar in Openbaring, skryf hy vir Johannes, dan sê hy, kom op boontoe, ek wil vir jou iets wys. En deur drome is die Here besig om vir jou te sê, Jessica, Willem, Koos, Lani, wie ook al, kom, ek nooi jou uit in 'n geestelike plek in. So ek is verskriklik opgewonde om drome en visioene en hierdie interaksie wat kan plaasvind in jou drome wanneer jy agslaan daarop met jou te kan deel. Kom ek bid vir ons. Vader, baie dankie vir U uitnodiging aan ons om deel te kan wees van iets wat soveel groter is as wat ons met die sienlike oog kan sien. Soveel groter is as wat ons in ons daaglikse lewe kan beleef. Soveel groter is as wat ons ooit kan indink. En dankie dat U hierdie taal van drome vir ons moontlik gemaak het, dat ons encounters met U en in die gees kan hê. Ek bid, Vader, dat hierdie kursus vir elke kursusganger so 'n groot deurbraak sal wees in hulle geestelike lewe, in hulle verhouding met U, in hulle verstaan van die geestelike dinge, en dat dit 'n honger in hulle binnekant sal veroorsaak, wat hulle sal maak najaag na meer van U. Dat hulle meer sal soek na U en meer sal soek na die bonatuurlike. Dat hulle sal ontdek dat die onsienlike het 'n ewigheidswaarde, soos wat U woord sê, wat die sienlike nie het nie. Die blote oog is die klein prentjie, maar die groot prentjie agter die onsienlike het ewigheidswaarde in, en dit is wat ons najaag. So Vader, kom, Heilige Gees, kom, ontwaak binne in ons hierdie begeerte na meer. Ontwaak binne in ons hierdie visie en hierdie
beligte oë en ontwaak in ons harte en in ons breine, ontwaak in ons gees, hierdie plek van meer van U, sodat dit ons nie sal leeglaat nie, maar dat ons so vol sal wees, en net sal soek en najag en najag en najag na meer. Dankie Heilige Gees, dat U die God is wat vir ons help om drome uit te lê. Dankie dat U die hart van die Vader met ons deel. Dankie Jesus dat U kom kuier vir ons in drome. Dankie Heilige Gees dat U ons kom was en skoonmaak en troos en al die wonderlike dinge wat gebeur in drome. En ek bid dat U elkeen van ons sal seën in hierdie seisoen waar ons gaan begin krap aan die bolaag van drome en visioene. Ons loof U, Here, en ons dankie vir hierdie wonderlike geleentheid. Ek lees vir ons uit Handelinge 2 vers 16. Hy sê, maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is. En in die laaste dae spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. En ook op my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort, en hulle sal profeteer. En ek sal wonders gee, bo in die hemel en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp. So hy praat hierso van profesie, gesigte en drome. En dit val so in alles sommer so in een, en weer eens wys dit vir jou wat ek vir julle in die begin van die jaar geleer het oor profesie, en hoe profesie ook dan in die geestelike realm 'n reaksie het. So in die Bybel is drome en visioene 'n baie belangrike manier waarop God met mense kommunikeer. Hy openbaar sy wil, hy gee leiding, hy waarsku oor toekomstige dinge, en soveel mense sê dat dit net 'n sielkundige verskynsel is, as jy nou nog, as dit Carl Jung en Freud en al daai ouens gaan luister, dan is dit vir hulle bloot 'n sielkundige verskynsel. Maar as ons in die Bybel gaan lees, sal ons sien dat dit goddelike ingrypings is. En dit is nie net sielkundig nie. Ja, daar is sielkundige drome, en ons gaan later, wanneer ons by die droomkategorieë afdeling kom, gaan ek vir julle verduidelik hoe werk sielkundige drome en werk geestelike drome. Maar die drome van die Here, of nie alle drome, is net sielkundige verskynsels nie, net soos wat nie alle drome goddelike drome is, of geestelike drome is nie. Maar deur die Bybel lees ons van hierdie goddelike ingrypings deur drome, wat op kritieke oomblikke in Bybelse geskiedenis plaasgevind het. Hoe daar nasies verander is, hoe daar toekomste verander is, hoe daar die lot van mense verander is, as gevolg van die drome wat daar plaasgevind het, en hoe die Here spesifiek daai drome in mense se lewens ingesplaas het of ingeblaas het, of hulle uitgenooi het deur dit, en sodat daar juis 'n verandering kan kom. Want as Josef nie daai drome gehad het nie, was hy nie Egipte toe nie. En as hy nie Egipte toe was nie, was daar nooit 'n Moses nie. En as daar nie 'n Moses was nie, kon God nie homself openbaar aan 'n heidense volk nie. So daar is absoluut, as jy die hele geskiedenis, ek meen van Josef en Moses word nog gepraat in die Nuwe Testament, omdat een man 'n droom gehad het, en deur hierdie drome is hy gestuur na 'n heidense land, sodat 'n heidense land kon sien hoe groot en almagtig God is. So drome gebeur wanneer ons slaap, en visioene is wanneer ons wakker is, maar dis baie dieselfde interaksie wat plaasvind. Albei is 'n geestelike ervaring. So kom ek vertel julle gou 'n paar sleutelaspekte van drome en visioene. Heel eerstens, dit is goddelike kommunikasie. Drome en visioene is bonatuurlike maniere waardeur God direk met individue praat. Hy stuur boodskappe, instruksies, waarskuwings, troos, maar dit is 'n spesifieke manier waardeur God met mense praat. Hy gee leiding en rigting,
Hy gebruik drome en visioene om mense te lei wanneer hulle belangrike besluite moet neem of wanneer daar rigtings in hulle lewe is wat hulle moet neem en inneem. Dan ook voorspel dit toekomstige dinge en dit bring openbaringe. Sommige drome en visioene voorspel toekomstige gebeure en dit bied 'n blik in God se plan vir die mensdom. En ek het al drome gehad wat ek gedink het, nee, gits, ek weet nie, hierdie is nou 20 jaar terug, wat op aarde was hierdie droom? En dan 20 jaar later, net soos Josef, hy het gedroom van die sterre en die maan wat voor hom buig en die koringgerwe, en 17 jaar later was hy eers 'n leier in Egipte gewees. So daar was drome in my eie lewe wat ek, daar's nou nog drome wat ek wonder, maar waar pas daai droom in my tydslyn in? Maar dit is so belangrik om te weet dat die Here lank vooraf soms dinge sê, sodat sekere dinge gebeur. So, met dit wil ek nou sê, as jy nou dink aan Josef, hy het nou hierdie drome gehad, en die Here het eintlik net vir hom gesê wat gaan gebeur. En op daai stadium het hy self nie verstaan, en toe hy deur 17 jaar sy hel daar in Egipte en in die tronk, en hy was, dit is vreeslik waardeur die arme man deur is, en toe is hy aangestel, en toe het dit in werklikheid gebeur, dat sy broers so voor hom kom buig het. Maar die storie van die droom en die broers wat voor hom buig, is 'n verwysing daarna, dat dit is hoe drome werk. En dit is 'n verwysing daarna, dat drome op 'n manier uitspeel, lank nadat dit gedroom is. Want ek glo nie, hy het die 20 jaar later, toe sy broers daar aankom, het hy vir hulle gesê, sien, ek het vir julle gesê, ek het mos daai droom gehad, julle sal voor my buig nie. Maar dit was 'n herinnering gewees vir Josef self van die Here se getrouheid en die Here wat hom herinner het aan daardie drome. So ja, dit is baie belangrik ook wanneer ons nou oor drome gaan praat. Drome is nie vir jou om te sê, sien, ek het jou gesê nie. Mens wil dit dalk vir mense sê, en jy wil sê, sien, ek het mos vir jou gesê, die Here het mos vir my gewys, en ja, partykeer is dit belangrik, want dit het al gebeur, dat die Here deur 'n droom vir my dinge wys, nadat mense nie gewys het nie, en gelukkig het ek dit neergeskryf, en ek het rekord daarvan gehad, en dan kon 'n mens gesê het, weet jy, onthou jy, 2 of 3 of 5 jaar terug, het die Here vir ons hierdie gewys deur 'n droom, wat ek of jy gehad het, of ons, wat ook al, en so ons het dit verwag, ons het verwag hierdie gaan gebeur, so hierdie is nie 'n verrassing in ons lewens nie, die Here is in beheer. So drome vertel vir jou, dat die Here is in beheer, jy het niks om oor te vrees nie. So as die Here deur 'n droom vir Josef gewys het, hoe hy voorgebuig word, moes hy daar in die tronk gedink het, arme ek, wat op aarde gaan hier aan, dis nie die drome wat die Here vir my gegee het nie. Maar die drome kan vir ons hoop gee, kan vir ons absolute hoop gee, vir dit wat, wanneer ons deur slegte tye gaan, om te weet, maar die Here het beloof deur 'n droom, en ons kan vasthou daaraan. So, ons het 'n verantwoordelikheid teenoor drome en die uitleg daarvan, en ons verantwoordelikheid is, wat ek gesê het, heel eerstens, is om die uitnodiging te aanvaar. Aanvaar die uitnodiging van God af, wat sy kom hierheen op, soos in Openbaring, wat hy dan, ek dink is Openbaring 3, of Openbaring 1 vers 3, wat hy sê, kom, ek wil vir jou iets wys. Dit is ons heel eerste verantwoordelikheid, is om die uitnodiging te aanvaar, dat God ons iets wil wys, dat hy iets aan ons wil bekend maak, dat hy ons oor iets wil waarsku, dat hy ons wil bemoedig, dat hy oor ons wil profeteer, dat hy beloftes en seën en wat ook al wil bring. Maar ons moet die uitnodiging aanvaar, om te sê, Here, ek besef, dit is U wat met my praat hierdeur. Ek besef, dit is U wat met my praat hierdeur. So, kom ons sê, Josef het geweet, maar hierdie is 'n belofte van die Here. Deur daai 17 jaar wat hy in die tronk was dit dalk dit wat hom aan die gang gehou het, want weet jy hoe het hy uit die tronk uitgekom? Hy het 'n droom uitgelê vir iemand. So hy was 'n dromer, daar was die gawe van droom en die gawe van droominterpretasie binne in hom gewees. So dit staan nie in die Bybel nie, maar wie weet
of daardie drome wat hy gehad het as jong seun, nie juist dit was wat hom staande gehou het in die tronk, sodat hy later kon uitkom en geweet het dat die Here bly getrou, die Here is, hy het gereageer op hierdie uitnodiging. En dan die tweede wat ons baie belangrik moet onthou, wanneer ons droom, is dat drome word deur God. God is die droomgewer. Hy is die een wat hierdie geskenk vir ons gegee het. En dit gaan oor hom. En dit gaan, die drome en die uitleg daarvan behoort aan hom. En dit is ook wat Josef gesê het. Hy het ook dit gesê, dat daar is 'n God in die hemel wat drome kan uitlê. So, voordat ons nou by die volgende lesing kom, gaan ek net gou vir jou 'n bietjie 'n inleiding gee en net 'n paar sleutelaspekte gee wat jy net kan onthou oor drome. So drome, ons droom wanneer ons slaap. Dan is daar drome en daar is nagvisioene. En partykeer sal jy voel, jy droom, jy weet jy het geslaap, jy het wakker geword, jy het gedroom. Ander kere sal jy dink, ek was so tussen wakker en slaap, wakker en slaap, wakker en slaap. En dit is amper asof jy slaap, maar jy's wakker en jy's aan die gang tydens hierdie droom. Dis asof jy deel is in die droom. Jy kan besluite maak in hierdie droom of in hierdie nagvisioen, want jy is aktief betrokke daarbey. Dit is nie net 'n passiewe manier van slaap nie, daar's 'n aktiewe betrokkenheid. So jy sal byvoorbeeld droom en dan sal jy wakker word en jy sal 'n besluit maak en jy sal daaroor praat in die droom met die persone wat in die droom is en jy sal weer in die slaap raak en jy sal dit so tussen wakker wees en slaap. So wanneer ons nou kyk na Salomo se droom waar hy sê die Here het hom besoek in 'n droom, wil ek amper dink daar is baie van dit dieselfde interaksie gewees. So dit was meer 'n nagvisioen, party Bybel sê nagvisioen. So daar was hierdie interaksie tussen hom en God, en hy kon letterlik besluite neem in die droom. Hy het nie wakker geword en besluite geneem nie, hy het in die droom of in die nagvisioen het hy hierdie besluite geneem. Ons het dan visioene en transe as wanneer ons wakker is. So, ek gaan in die volgende lesing gaan ek praat oor drome, visioene en transe, so ek wil nie nou te veel daar aangaan nie, maar dit is wanneer ons wakker is, dinge sien of weggevoer word. Hooglied 5 vers 2 sê die volgende: ek het geslaap, maar my hart het gewaak. Hy sê in 'n Engelse vertaling sê, although I slept, my spirit was awake. So, wanneer ons gaan slaap, is ons brein aan die slaap, ons liggame is aan die slaap, maar ons gees slaap nooit nie. Ons gees is altyd wakker. En soos ek in die profetiese skool ook vir jou verduidelik het, dat met profesie, partykeer sal jy mos 'n profesie kry, en dan sal dit klink asof dit toekomstige dinge was, of dit sal klink of dit verlede dinge was, maar die tydslyn is nie heeltemal reg in die profesie nie. Dis omdat dit bonatuurlik is, en in die geestelike realm, soos ek vir jou al verduidelik het, is daar nie tyd en ruimte beperkings nie. So, jy slaap, maar jou gees is aktief nog besig, en is aktief wakker. En daarom kan ons selfs in ons slaap bid. Wie van julle het al gedroom, en jy word wakker en jy is besig om te bid? Of wie van julle het al gedroom, jy is in 'n ander land, en jy is besig om iemand te red uit 'n rivier uit, sê nou maar. Of jy het gedroom, jy is besig om te preek voor iemand. Of jy het gedroom, jy is besig om te ski. Of jy het, daar's nie 'n ruimtebeperking en selfs 'n tydbeperking wanneer dit oor die geestelike gaan en wanneer ons in die geestelike realm besig is nie. Wanneer ons dink aan drome en ons dink daaraan dat dit 'n inklim en 'n instap is in die bonatuurlike, gaan drome vir jou so 'n groot thrill, ek kan nie aan die Afrikaanse woord dink, wees, want ek onthou, daar was 'n seisoen in my lewe, en ek is nou nog so, ek is so opgewonde soos 'n kind om in die aand te gaan slaap, want ek is soos, wat gaan ons vanaand doen? Wat gaan ek en die Here vanaand doen?
Ek het drome gehad waar ek voor skare mense bedien het. En ek onthou in hierdie droom, dan loop ek so verby hulle, en as ek net so aan hulle raak, dan tref die krag van die Here hulle so, en die demone kom uit, en die mense, die siekes word gesond en alles. Ek weet nie of was dit net 'n droom nie, of was ek iewers te gewees, iewers waar ek nie fisies was nie, want jy sien in die bonatuurlike, is die fisiese, wat onmoontlik is in die fisiese, word moontlik in die geestelike. Ek het al gedroom van hierdie evangelis, wat gepreek het iewers, en ek onthou in die droom het ek vir hom gebid en my hande op hom gelê, en ek het net in sy lewe ingespreek. Wie weet, wat het werklik gebeur in die geestelike realm met daai evangelis. Ek het soveel drome al gehad, waar ek iewers was, en dan was ek aktief gewees, maar ek het wakker geword, en dan het ek besef, maar sjoe, hierdie was wonderlik gewees, want ek was iewers te so betrokke gewees. Ek het al gedroom ek vlieg, ek het gedroom ek swem soos 'n vis onder water met my oë oop, en ek haal asem. Al daai tipe dinge, wat ek net al gedroom het, en alles tot eer en verheerliking van die Here, want hierdie drome is soos byvoorbeeld waar ek soos 'n visie onder die water swem, en ek wys, en die Here wys vir my dinge, wat op die grond van die rivier lê, dan wys hy vir my die dinge, en dan krap ek in die sand, en ek sien dit, en sonder om op te hoef te kom vir water. So ja, wat in die fisiese nie moontlik is nie, is in die geestelike bonatuurlik. Jou gees is tot alles in staat. Jou gees kan doen wat menslik onmoontlik is. Maria het swanger geraak. Dis menslik onmoontlik om sonder omgang swanger te raak. Sy het swanger geraak deur die gees van God. Dit is menslik, sekere dinge is menslik onmoontlik, maar wanneer dit deur die gees gebeur en in drome gebeur, dan word dit moontlik. So dit maak my ontsettend opgewonde, en as ek dit vir jou vertel, dan word ek so opgewonde daaroor, dat ek omtrent nie kan gaan wag om vanaand te gaan slaap nie. Nommer 5, tydens 'n droom is ons verstand uit die pad uit, en dit gee aan die Here ruimte om met ons te praat, sonder dat ons verstand, ons gedagtes en ons filters terug kan redeneer. Jy sien, wanneer ons wakker is, het ons hierdie filters op waardeur ons dink. En ons dink aan dinge wat in die verlede gebeur het, en dan maak ons besluite rondom dit. Of ons redeneer, of ons het hierdie plekke in ons kop, wat ons net nie verder kan gaan, en verder kan beweeg nie. Ons het vrese, ons het al hierdie negatiewe dinge, wat in ons opgebou het, hierdie leuns oor wie en wat ons is, en waartoe ons in staat is. Maar in 'n droom is daai goed uit die weg uitgeruim. En die Here gee vir ons die geleentheid om verby hierdie strongholds, hierdie swart kolle, hierdie goed wat ons terughou in die lewe te kan beweeg, en ons kan die groter prentjie aan die ander kant sien. Nommer 6, almal droom, gelowiges en ongelowiges. En dit is so 'n wonderlike geskenk, maar ons as gelowiges het die uitnodiging om te kan reageer op hierdie drome wat die Here vir ons gee. Ongelowiges wat gedroom het, was Farao, was koning Xerxes en koning Darius. Ek weet nie, die vrou, Herodes se vrou wat gedroom het, hy moet niks met Jesus se kruisiging te doen het nie, miskien was hy 'n gelowige daardie tyd, ek weet nie, maar ongelowiges droom ook, en daar het mense al tot bekering gekom as gevolg van nagvisioene en drome, en ek ken persoonlik iemand wat so diep in die okkulte was, so diep en so satanisties was, en hierdie persoon was op pad al om sy eerste menslike offer te doen, waar hy mense sou offer aan whatever dit was. En die aand voordat dit sou gebeur het hy in 'n nagvisioen, 'n droom, 'n ontmoeting met die Here gehad, wat sy hele lewe verander het, en hy is een van die magtigste sieners en profete, en hy doen ook evangelisasie, maar hy is een van die, ja, ek ken hom persoonlik, as gevolg van 'n nagvisioen. So, wanneer die Here iemand besoek in 'n nagvisioen, en in 'n droom, iemand 'n ongelowige, verander dit hulle lewens.
Nommer 7, jy het nie geloof nodig om te droom nie. Is dit nie wonderlik nie? Ek moenie nou 50 minute in tale hoef te bid om my geloof op te bou, dat ek vanaand moet droom nie, en ek droom, en Here, ek spreek oor my, en ek het nie geloof nodig om te droom nie. Dit is 'n absolute geskenk van God af. Dit is 'n geskenk aan die mensdom om te kan droom. Al wat ek doen in die aand is, ek klim in die bed, en ek sê, gaan ek droom of gaan ek nie droom nie? As aande wat ek niks droom nie. Niks nie. En dan is daar hier die aande, wat net so wonderlik is, waar ek en die Here op hierdie reise gaan, en hy vir my hierdie dinge wys, wat in die hemelruim gebeur, en voëls wat vlieg, en visse wat om my huis swem, en daar is nie water nie, en ag, dit is net wonderlik, die drome. Waar ek in die see is, en ek swem diep in, en ek is daar op 'n walvis se rug, en is net hierdie wonderlike ervarings, wat in drome gebeur, hierdie uitnodiging, ek het geen geloof daarvoor nodig gehad nie. Nommer 8, wanneer ons 'n verhouding met die Here het, dan help dit ons om die interpretasie suiwer te hou. En jong, as jy sielse mense, en ons gaan daaroor praat, probeer drome uitleg, gaan jy die pot mis sit, en jy gaan God se boodskap mis. So jou verhouding met die Here hou die interpretasie suiwer. En dan nommer 9, interpretasie gee betekenis, dit gee liggaam aan jou droom. En sonder die interpretasie, sonder dat jy ek wil heeltyd hierdie woord gebruik, sonder dat jy die uitnodiging aanvaar, bly hierdie droom 'n raaisel, en dit bly doelloos. Dit het geen waarde amper nie. En want drome hou aan om jou hoop te gee. Daar is drome wat ek tot vandag toe nog in my hart, wat die Here vir my 20 jaar teruggegee het, tot vandag toe nog, hou ek daai drome voor die Here. En ek sê, Here, ek onthou daai droom. Ek onthou daai droom, en die interpretasie van die droom is dit, en dit het nog nie gemanifesteer in my lewe nie. So ek het geloof nodig van die manifestasie van die droom, en laat dit gebeur in my lewe. En dan toekomstige dinge bly versteek, en jy leef maar net blindelings voort. Al was daar 'n droom wat jou voorberei het, gewaarsku het, bemoedig het, en vir jou 'n fondasie gegee het. So interpretasie van drome is so belangrik. Nommer 10, 95% van drome is simbolies. So wanneer jy droom, ek meen, Josef kon gedroom met sy broers buig voor hom, en hy kon gedroom met sy pa buig voor hom, en hy kon al daai drome gehad het, maar dit was koringgerwe, en dit was sterre gewees. Sy broers het onmiddellik verstaan wat hy sê. Hulle het onmiddellik, die gees van die Here het onmiddellik aan hulle bekend gemaak, want die Here wou hê, hy moes Egipte toe gegaan het. So, maar 95% van die drome is simbolies, en ons moenie alle drome direk gaan uitlê nie, of presies gaan uitlê nie. Daar is sekere drome. Ek onthou 'n spesifieke droom wat ek van een van my pastore gehad het. Ek het hom die volgende dag gebel en gesê, Johan, ek het hierdie van jou gedroom, en hy het onmiddellik daarop gereageer, en ek wil nou nie sê wat dit alles was nie, maar hy het vir my gesê, dis presies wat in sy lewe gebeur. So, ja, partykeer skrik mense wanneer hulle hoor dat jy so oor hulle droom, maar die Here is, ek wil net vir jou sê, die Here is nie 'n skinder, die Here is skinder nie, so hy stuur drome, deur mense wie se harte mooi is, en ek glo ek het 'n opregte hart, en ek spreek dit oor my lewe uit, en daar's niks in my lewe wat ek as prins wil mense benadeel, of sleg vir hulle wil hê in die lewe nie, maar die Here gee vir ons drome, selfs om ander mense mee te gaan waarsku of te bemoedig of wat ook al. So daar is drome wat simbolies is, en daar is drome wat direk is, en ons gaan ook nog later daaroor praat. Dan nommer 11, droominterpretasie behoort aan die Here. Daniël 2 vers 28 sê Daniël, maar daar is 'n God in die hemel wat geheime openbaar. In die ander vertaling sê dit, daar's 'n God in die hemel wat drome openbaar. There's a God in heaven that interprets dreams, sê dit in die Engels. So, die droominterpretasie moet aan die Here behoort, anders is dit uit jou siel uit.
Nommer 12, 'n mate van elke gawe van die Heilige Gees is in jou, as jy wedergebore is en as jy gedoop is met die Heilige Gees. So, sommige mense het net 'n meer groter mate van die openbaringsgawes en in die gawes van die Gees lering, het ek vir julle geleer oor die verskillende kompartemente of kategorieë van die gawes, so dit 'n groter mate van droominterpretasie. En ek het gebid daarvoor, dit is my hele begeerte nog altyd, en die Here het dit van kleins af die begeerte in my hart geplaas, is om te kan dinge te verstaan, om te verstaan wat in die geestelike aan te gaan, om te verstaan, en so sommige mense het die mate van openbaring rondom die gawes van die Heilige Gees is groter in hulle lewens. En saam met dit wil ek vir jou ook sê, dit wat jy op ingestel is, sal jy najag, en dit wat jy najag sal na jou toe kom. So wanneer jy meer ingestel is om vir siekes te bid, sê maar, dan sal dit meer in jou lewe gebeur as wat jy drome uitlê. Of wanneer jy meer ingestel is om 'n intercessor te wees, sal dit vir jou makliker wees om te bid en te bid en te bid en te bid en te bid vir mense, as wat dit is om drome uit te lê of om te profeteer miskien. Persoonlik glo ek dat ons in al 9 gawes moet vloei op een of ander mate. So ek wil jou bemoedig daardeur, om vir jou te sê, moenie omdat jy nog nie kan sien nie, want die Here sê dat ons het verligte oë. Die Here sê ons moet hom soek. Die Here sê dat hy homself aan ons wil openbaar maak. Die Here sê hy wil dinge vir ons wys, en ons moenie nalat omdat ons sukkel nog nie, of omdat ons nog jonk is in die geestelike dinge, en sommer net opgee nie. Jaag dit na. Daar is 'n wêreld, daar's so 'n wonderlike wêreld in die geestelike realm vir jou om te ontdek. Nommer 13, wat jy begeer en najag geestelik sal groei in jou lewe. Wanneer jy dit begeer, net soos wat ek nou gesê het, sal dit groei. Dit sal groei. En ek het al so met mense gesels, en dan vra ek vir hulle, wat is jou grootste geestelike begeerte? Wat, as die Here vanaand vir jou kan sê, ek wil dit vir jou gee, wat is jou grootste geestelike begeerte? En dan hoor ek die antwoorde, en ek hoor die harte van mense. En op die einde van die dag is dit wat Jesus gesê het, dat ons sal doen wat hy gedoen het, dat ons sal sien wat hy gesien het, dat ons sal hoor wat hy gehoor het. En Jesus het die volmaaktheid gehad. So ons moet nie die Here beperk in enige iets nie. Laat hom toe om in jou lewe te doen wat hy wil doen. Ek gaan afsluit met hierdie teksvers, Daniël 5 vers 11 en 12, wat hulle oor Daniël praat, en hulle sê, vir die koning, daar is 'n man in u koninkryk, in wie die gees van die heilige gode is. In die dae van u vader is verligting en insig en wysheid, soos die wysheid van die gode na hom gevind. Nou moet jy onthou, dis 'n klomp heidene wat dit sê, so hulle weet nie wie is die ware God nie. Daarom het u vader koning Nebukadneser hom as die owerste van die geleerdes en die besweerders en die galdeers en die waarseers aangestel. So 'n man van God word aangestel in 'n heidense okkultiese nasie oor al hierdie towenaars. Hulle moet na hom toe kom. Hulle moet eers hulle visies en hulle visioene en al hulle goed eers na hom toe bring. Hy is aangestel oor hulle. Dit is ook wat in die kerk veronderstel om te gebeur. Daar is veronderstel om 'n profetiese persoon te wees, sodat nie enige ou net kan kom en enige woord gee wat nie eers getoets is deur senior profete of senior profetiese mense nie. En so moes hulle kom. Maar dan sê hy daar in nommer 12, omdat in hom 'n voortreffelike gees en kennis en verstand gevind is om drome uit te lê en raaisels op te los en knope los te maak. In Daniël, aan wie die koning die naam van Beltsatsar gegee het, laat Daniël geroep word en hy sal die uitlegging te kenne gee. So, ek wil vir jou sê,
wanneer jy God behaag. Nou, julle sal nou later lees waar Daniel hier antwoord, daar's 'n God in die hemel. En hy sê, daar's net een God wat hierdie drome kan uitlê, wat Daniel geskryf het. Maar wat ek vir jou wil sê, wanneer jy God ken, in jou droom uitleg, wanneer jy die uitnodiging aanvaar na hierdie bonatuurlike lewe, hierdie bonatuurlike uitleef van God se wysheid en kennis, hierdie bonatuurlike openbaring van God najaag en soek, dan sal jy die waarheid van God, sy waarheid, sy lig, sy bemoediging, sy profesie, sy planne, dit wat hy wil doen, sal jy kan bring aan mense en aan hulle kan deel en hulle kan bemoedig daarmee. En ek kan vir jou nou sê, dit sal vir jou soveel guns en insig en 'n groter manier van bediening beteken in jou lewe, want jy gaan weet waarmee die Here besig is. So ek wil vir jou bid, en ek wil afsluit hierdie lesingkie, of hierdie uitnodiging amper afsluit vandag, en met hierdie gebed. Vader, ek bid, dat U met hierdie lesing mense nou sal aanraak. Vader, dat daar 'n honger sal kom, en dat mense sal ja sê, vir hierdie uitnodiging, om in die geestelike realm te kan beweeg. So loof U, in Jesus se naam, amen.